In Lukas 22 is die Here in Gethsemane. He's on the Mount of Olives. Ons dink hy's in die tuin van Gethsemane, maar dis 'n fout. As jy na die teks kyk, dan kom jy agter hy was op die berg van Olywe en onder die berg van Olywe was daar 'n grot en hierdie grot was waar die olywe gepres was. Die grot van Gethsemane. En in die grot van Gethsemane word letterlik vertaal as olive press of oil press. Jy weet as jy olyf se olie moet ontgin, moet jy dit onder geweldige druk plaas. Dis in daai druk wat binne in die olyf is na vore kom. En ek dink ons mis waarmee Lukas besig is. Hy's besig om te sê dat die Here Jesus in die tuin van die olywe is. Hy is bo die plek waar die olywe gedruk word sodat die olyfolie na vore gaan kom. Het jy geweet dat daai olywe op die olyfberg een funksie gehad? Dit was heilige olywe. Dit was die olywe wat gebruik is om die menorah in die tempel 24 ure 'n dag aan die gang te hou. Dit was heilige olywe. En daai olyf se olie was heilig. Dit was gebruik om die menorah te laat brand. Hier is Jesus, die Seun van God, lig aan alle mense en hy word gedruk in die olyfpres in Gethsemane. Is in daai plek in Lukas skryf dat hy bloed gesweet het, dat hy onder druk was. Net daarna gaan hy na die ander berg toe en hy word gekruisig en hy word gebreek in totaliteit. En dit is daar waar die lig aan alle mensdom word. En die menorah sal 24 uur brand en hy raak die lig aan die hele wêreld. So het die Here Jesus die pad van die heilige olyf gestap. Hy's gedruk in Gethsemane en toe word hy gebruik om die lig te wees vir almal. Daar's 'n liedjie wat sê, in the crushing, in the pressing, you are making new wine. Jy in die lewe word gedruk soos 'n olyf. En daai drukking kan jou of verbitter of dit kan jou purify. Wanneer 'n olywe gemaak word, word dit cold press en as daar te veel hitte bygevoeg word by die olyf, dan raak die olyfolie bitter. En ek en jy is ook so. Wanneer ons drukking kom, en ek sê nie die Here is die oorsprong van jou drukseisoene nie, van die pressing nie, but this life will press you. It will either mold you into bitterness, dit gaan jou of bitter maak, of jy kan jou lyding oorgee aan die Here, aan die hand van die Here. En hy kan dit gebruik, die lyding, die drukking,